Dit is vandag Vrydag 17 April. Baie welkom by hierdie luistermeditasie in Paastyd. Die teksgedeelte waarby ons vandag gaan stilstaan is Psalm 116, vers 1 tot vers 9. En ons gaan dit lees in die 2020 vertaling. Ek nooi jou vandag uit om daar waar jy is tot rus te kom. Om 'n paar keer diep asem te haal. En wanneer jy gereed is, kan jy jou oë toemaak. Draai jouself na God se lig en ontvang dit wat God elke dag nuut skenk: genade en vrede. Bid saam met my hierdie gebed van Ferdinand Duist. Here ons God, ek kon hierdie maand weer Paasfees beleef. Dankie dat ek weer skerp herinner kon word aan die onmeetlike liefde. Dankie dat ek weer herinner kon word aan die goddelike krag wat sterker is as die dood. Here, ek wil ook so graag hierdie maand leer om te sê, Vader, vergeef hulle. Ek wil ook so graag so lief hê. Breek die krag van die haat en die selfsug in my en oorspoel my met die liefde wat vir ander kan bid, al haat hulle my. Gee my ook geloof in die krag van die opstanding, sodat ek elke dag uit hierdie krag sal leef. Psalm 116 vers 1. Ek het die Here lief, want hy luister na my stem, my smeekgebed. Ja, hy draai sy oor na my, en solank ek leef, sal ek hom aanroep. Bande van die dood het my omsluit, angste van die doderyk het my oorval. Benoudheid en bekommernis het ek ervaar. Toe het ek die naam van die Here bly aanroep. Ag Here, red tog my lewe. Genadig is die Here en regverdig. Ons God is barmhartig. Die Here beskerm onkundiges. Ek is nietig, maar hy het my verlos. Kom weer tot rus my siel, want die Here het goed gedoen aan jou. Ja, U het my lewe van die dood gered, my oë van trane, my voete van struikeling. Ek mag leef in die teenwoordigheid van die Here, in die land van die lewendes. Soos wat die geval is met baie ander psalms, hoor mense hierdie rou, eerlike taal van iemand wat 'n pad stap saam met God. Wat het jy vandag gehoor in hierdie psalm? Watter woord of gedagte het met jou gepraat? Psalm 116 getuig van iemand wat nie probeer ontsnap uit die werklikheid nie, maar wat bly staan op die plek waar hulle bevind. Dis ook nie iemand wat besig is om heeltyd terug te gryp na gister en die wanhoop wat daar is nie. Want om te bly soek tussen die pynhope van jou mislukkings, die grafstene wat jou verliese merk, daar waar jou sondes jou gevange hou, daar gaan jy nie vir God vind nie. Tussen die hartseer verhale wat in klip uitgebuitel is in jou lewe, van wat moes gewees het,
daar gaan jy nie die heilige vind nie, want dit is verby. Dit waarna jy staar in jou verlede, gaan nie altyd noodwendig sin maak nie. Selfs in jou helderste oomblikke, kan dit bly voel soos 'n verskietende ster. Daar is nie altyd 'n les te leer in alles nie. Maar daar is altyd tekens van God se teenwoordigheid, wat sy vingerafdrukke oral in en op dit gelos het. Selfs in jou ervaring van die sinloosheid van die dinge wat verby is. My en jou verlosser lê nie begrawe in die verlede nie, maar is hier, in hierdie oomblik, en dit is waarvan hierdie skrywer in Psalm 116 praat. Hy praat oor dit wat voor jou lê. Ek sê nie ons moet in ontkenning leef vir die plek waarvanaf ons kom nie, maar dit is ook nie ons blyplek nie, want die lewe wag nie vir ons om alles in die verlede eers te probeer uitpleis nie. Dit vra van ons om met oop oë vandag tegemoet te stap, om te wees, te doen, te sê wat jy moet en waartoe jy geroep is. Om in die Here God se stem te hoor roep en te sien waarin God jou lei. Dis ontwaking op ontwaking. Want soos die skrywer sê, ons is gebou vir die land van die lewendes. Hoe ervaar jy, help die taal van hierdie Psalm jou om daagliks met oop oë te leef, om te ervaar dat God se opstandingskrag jou daagliks laat ontwaak? Ek dink dit is ook belangrik om te erken waar hierdie skrywer van die Psalm is. Vir hom het die wêreld baie nou begin raak, amper 'n benoude plek geraak. Maar dan is daar hierdie getuienis in vers 8 en 9, waar hy sê, ja, U het my lewe van die dood gered, my oë van trane, my voete van struikeling in hierdie benoude plek. Eugene Peterson vertaal vers 9 so, I'm striding in the presence of God, alive in the land of the living. Hierdie belydenis is nie net wensdenkery of woorde om homself moed in te praat nie. Dis hoop in die diepste sin van die woord, want God het en God hou aan. My lewe in sy hande beteken ek flankeer nie meer met wanhoop nie. Ek is nie besig om rond te speel met wag en sien en kyk wat gebeur nie. Nee, God se versorgende teenwoordigheid is die absolute waarheid en vaste punt in my lewe. En selfs my diepste twyfel kan dit nie laat opdroog of verjaag nie. Ek dink ons almal ken hierdie nou en benoude plekke, daardie ruimtes waar gebed eintlik in 'n sekere sin maklik raak. Want dan is dit nie meer mooi of afgerond of iets waaroor ek baie hoef te dink nie. Dis net 'n roep, help Here. En in eenvoudige taal beteken hoop om te weet hierdie gebed word gehoor. God gee nie van 'n afstand af om nie. Hy beweeg saam met my na die rand, maar waar daar eintlik geen opsies meer vir my is nie. Daar waar ek nie meer die luksheid het om te probeer beïndruk nie. Daar waar dinge op die breekpunt is. Ek dink dis juist dit wat die landskap laat oopbreek. Dan raak benoude plekke ruimtes van lewe waar jy dit glad nie verwag het nie. Jy staan eintlik nog net so in dieselfde wêreld, maar daar is nou 'n vaar voetpad voor jou sigbaar en genoeg vaste grond om op te loop. Dis hoop. En dis nie 'n klipharde triomf nie. Dis om bloot weer te kan loop in die lig wat daar is. Te voel hoe jou mondhoeke weer iets begin weerspieël van die een wie jy volg. Dis om ten spyte van jou omstandighede die geskenk van blydskap te voel opwel en oorloop.
Wat het vandag in jou hart beweeg tydens hierdie meditasie? Praat met die Here daaroor. Here Jesus, soms staar ek uit asem na die realiteite voor my. Ek kan nie altyd voel nie, en ek sien nie altyd waar ek hier soek nie. Maar ek weet U is soveel meer as my sien en my soek. Opgestane Christus, blaas nuwe lewe in my. Vul my met genade wat oop en vrylik gee wat ek ontvang. En vul my met blydskap, dat daar altyd 'n nuwe begin is, selfs na die einde. Vul my menswees met verwondering en 'n lewe wat getuig U leef. Here, dankie dat ek kan weet U nooi my vandag weer om te leef in U teenwoordigheid, in die land van die lewendes. Amen.